Nie waardig daarvan nie, maar ek is beslis dankbaar om weer hier te wees vanaand in hierdie ou Buckeye staat. En vir 'n voorbereiding wat getref word vir nog 'n veldtog. Die herinneringe van die laaste een bly steeds by my van onder in Middleton. Maar vanaand toe ek hier uitkom, het ek gedink ek sou nooit die pad vind nie. Ek het net bly beweeg. En hierdie week verwag ons 'n groot geestelike uitstorting van God se seëninge op ons. Terwyl ons nederig op sy koms wag. En nou het ons 6 aande. Hierdie is Maandag tot Saterdag. En ons was op 'n rusperiode op hierdie tyd, ek en die party, en Broer Sullivan het vir my gevra om te kom. En toe het ons hom geskakel en vir hom gesê ons wil graag terugkom en weer sommige van hierdie goeie mense ontmoet. En God het ons hierdie groot voorreg gegee. Die kerels is saam, Leo en Jean, hulle gaan die boeke en bandopnames en so voort hê, want dit is hulle lyn van die besigheid om te sorg vir die klante wat die boeke en bandopnames en so voort wil hê. En dan het ons gedink ons sou 'n paar genesingsdienste of gebed vir die siekes hê, vir hulle bid. En as die Here wil, sal ons môre aand ons dienste begin om vir die siekes te bid. Ons moet gewoonlik 'n paar gebedskaartjies uitgee om die mense soort van in lyn en in orde te hou. En dan weer wou ek uitvind of dit soort van in die trant van die mense se gedagtes was. Ek hou altyd daarvan om in die diens in te kom en eers te voel net wat die Heilige Gees wil hê ons moet sê of doen. En dan kan ons 'n aankondiging maak. En soos ek nou op die platform gekom het met Leo en hulle, het ek net uitgekyk en hierdie 'n klein seentjie hier en hierdie mense in die rolstoel gesien. En ek het rondgekyk en daardie gevoel het by my opgekom dat God wou hê ons moet vir die siekes bid. En hulle môre middag omtrent, wat is julle gewone begintyd? 7:30. Wel sê teen 6 of 6:30, teen 6:30 in elk geval, sal die kerels gebedskaartjies uitdeel vir môre aand. En ons sal begin bid vir die siekes, en as die Here wil, sal ons 6 aande hê, of 5 aande daarvan, en ons sal in staat wees om deur die hele groep mense te kom, om te bid vir almal wat kom, wat voor gebid wil word, ons sal vir hulle bid. En so, ons sal net ons kaartjies neem en kom soos ons geroep word. En ons vertrou dat hierdie nie net sal wees soos ons dit noem onder in Kentucky, uitgerekte diens nie, maar 'n oudtydse herlewingsdiens reg op hierdie kampgronde hier, waar ek verstaan dat baie huisies gehuur het. En ek dink dit sou goed wees vir bid hier om heeldag lank hier rond aan te gaan, net oral. Want jy kan nie enigiets van God kry totdat jy na aan God kom nie. Julle weet, daar staan geskryf in die skrifte, nader tot my en ek sal tot julle nader. En as ons nou hier is vir een uitsluitlike doel, dit is om nader aan God te kom. Laat ons dit doen met alles wat in ons is, nader aan God kom. Ek wil dit sê, dat God nooit jou gebed sal hoor solank die ongeregtigheid in jou hart wegsteek nie. Hy sal dit nie doen nie, God sal. Die Bybel het oorkant gesê, ek dink in 1 Johannes 3, as ons harte ons nie veroordeel nie, dan het ons vertroue in God. Dit is as ons geen veroordeling aan ons hart het nie. Ek het pas 'n paar dae gelede deur 'n ondervinding daarvan gegaan. En ek mag net hier stop om julle daarvan te vertel.
want ons wil nooit haastig wees nie. Dis wat een van die groot ruïnerings van ons Amerikaanse erfenis vandag is. Ons probeer om bo oor almal te loop, lyk asof ons bo oor God probeer loop, nie te wag nie. Hulle wat op die Here wag, sal hulle krag hernie. Ek het deur 'n paar toetse gegaan by die huis en ek is ingeroep om oor 'n paar goed te getuig in 'n verhoor. En hulle sou my ondervra en vra totdat ek net so moeg was. Totdat ek gelyk asof die hele wêreld 'n kompres was wat bo op my kop gedruk het. Ek het huis toe gekom daardie oggend en die vrou het gesê, "Wel, hoe gaan dit?" Ek het gesê, "Skat, daardie dinge sal 'n persoon van hulle verstand afdryf." En so het ek net gaan sit om middagete te eet en die telefoon het gelei. Ons het 'n antwoorddiens en hierdie is 'n privaat telefoon by die pastorie. So net toe het dit gelei en sy het ingegaan, dit geantwoord. Sy het haar hand op die telefoon gesit, sy het gesê, "Billy, dis weer daar die prokureurs." Hoe ek het gesê, "Skat, ek kon dit nie nog 'n middag uithou nie, omtrent 6 of 7 dae daarvan toe." Ek het gesê, "Ek kan dit net nie uithou nie." En ek het van die tafel af opgestaan en by die deur uitgegaan. Ek het gesê, "Sê vir hulle ek's nie nou hier binne nie." Het agterom die huis gegaan. Ek het baie sleg gevoel en ek het teruggekom en my vrou is 'n baie beter vrou as wat ek 'n man is. So toe sy na die deur toe gekom het, na my gekyk het sy gesê, "Was dit net heeltemal reg, Billy?" Ek het gesê, "Sekerlik, ek het geweet dit was nie al reeds, maar ek wou haar laat dink dat my storie reg was." So ek het gesê, "Ja, ek was net toe, nie hier binne nie." Sy het gesê, "Maar jy was hier binne toe hulle geskakel het." Ek het gesê, "O, dis in die haak." En ek het uitgegaan. Daar het een gewag, 'n man met 'n siek baba, die heel pad soontoe om vir daardie baba te bid goeiste. Het ek net vreeslik gevoel. Toe ek daar gekom het om vir die baba te bid, het iets vir my gesê, "Wel, jy is 'n leienaar. En jy bedoel dat jy jou hande op hierdie baba gaan lê?" En hierdie man het vir omtrent 400 myl gekom sodat jy kan bid vir hierdie siek baba en jy het net alleen vertel en jou vrou ook een laat vertel. Dan veroordeel ons harte ons, julle sien dit was verkeerd. So ek het vir die man gesê, "Meneer, as jy net jou plek sal hou, sal ek vir jou baba bid, maar ek is nie waardig om vir jou baba te bid nie." Ek het gesê, "Want ek het iets om reg te maak net voor ek vir jou baba bid." Ek het gesê, "Ek het iets gedoen wat verkeerd is en my hart veroordeel my en ek moet dit eers gaan regmaak." En ek het uitgegaan na die prokureur se kantoor toe en aan sy deur geklop en hy het na die deur toe gekom en gesê, "Ek het gedink jy is weg." Ek het gesê, "Ek was net agter die huis toe jy my geskakel het." En ek het gesê, "Meneer, ek sê wat ek gedoen het." Ek het dit vir hom verduidelik. Ek het gesê, "Julle het my almal in so 'n toestand gehad." Ek het gesê, ek het nie geweet nie. Julle het my op hierdie manier ondervra. Het hulle dit gedoen of het jy dat gesien? Ek het gesê, ek het jou alles wat ek geweet het oor en oor vertel. Maar ek het gesê, ek het vir hom gesê, ek het vir 'n siek baba gaan bid en wat gebeur het. En hy het gesê, geloop, opgestaan uit die sitplek en omgeloop agter sy lesenaar. My reg in die oë gekyk, het sy hand oorkant op my skouer gesit, sy hand uitgesteek, my ander hand geneem, hy het gesê, "Broer Branham, ek het altyd vertrou in jou gehad, maar nou het ek meer as ooit." Dit het my goed laat voel. Toe het ek in my motor geklim en uitgegaan na my ou grot toe waar ek gaan bid. En ek het gedink, nou as jy het verkeerd gedoen het, gaan bely eers jou fout, kom dan terug na God. So ek het uitgegaan na my klein grotjie toe en ek het die hele middag gebid en ek het vir die Here gesê, ek is jammer, ek het dit gedoen. Ek was nie meer geskik om vir sy mense te bid nie. Ek kon nie geloof hê solank ek weet ek het gelieg nie. Ek het gesê, "Vergewe U my Here, ek gee my genade, ek sal dit nie meer doen nie." Ek het gebid tot net lank omtrent die tyd wat die son ondergegaan het en dit was ver agter in die wildernis. Daar loop 'n spruit omtrent 3 of 4 stadsblokke van waar dit is onder in 'n vallei.
En ek het uitgestap, die blare was nou swaar aan die bome. Ek het op 'n yslike groot rots gestaan nadat ek uit die grot uitgekom het om altyd te kyk na die ooste. Ek gaan altyd uit nadat ek gebid het vir 'n dag of 2 of 'n uur of 2 staan op hierdie rots, steek my hande op en prys die Here, want eendag hoop ek, al is ek in die graf, dat wanneer hy kom, ek sal opstaan en hom uit die ooste sien kom. En ek het op hierdie groot yslike rots gestaan en my hande opgehad om God te prys. En ek, na ek hom klaar geprys het, het ek my hande laat sak. Ek het sê, Here, eendag het Moses in die skeur van die rots gestaan en U het verbygegaan. Ek het sê, as U my sonde vergewe en U gaan my weer 'n kans gee, gaan net nog een keer verby, Here, om my te laat weet dat U my vergewe het en dat my ongeregtigheid heeltemal weg is. En dan sal ek gaan en weer vir die siek mense bid. Julle mag dit dalk nie wil glo nie, maar by die oordeelsbank waar ek en jy dit weer moet bely, sal jy weet dit was waar. Daar was net so stil soos dit hier binne, geen wind nêrens nie. Reg oorkant aan my een kant het daar 'n klein warrelwindjie in die bosse ingekom. En hier het dit gekom reg langs die kant van die grot langs my. En afgegaan deur die woude, ek het gehuil soos 'n baba met albei hande in die lug. As ons harte ons nie veroordeel nie, dan het ons vertroue in God. Maar God sal ons nie antwoord as daar iets is wat in ons harte wegsteek nie. So laat ons al ons sondes en gebreke bely en God vertrou om sy Gees uit te stort in so 'n mate dat daar 'n groot geestelike uitstorting sal wees in hierdie ou kamp, 'n byeenkomsgronde hier, wat dit ook al is, dat siek mense genees sal word en sondaars gered sal word. Ek sal vir julle bid en bid julle vir my en saam sal God ons almal seën. En nou vanaand moes ek vinnig maak en hiernatoe kom. Ons het 'n bietjie later vertrek as wat ons gedink het ons sou. And so I've chosen for a text found in the book of 1 Kings, the 17th chapter. En so het ek gekies vir 'n teks in die boek van 1 Konings, die 17de hoofstuk en die 14de vers. Ek sal dit lees. And if I make a subject, I'd like to call it this: the reaction to an action. En as ek 'n onderwerp sou maak, sou ek dit graag so wou noem. Die reaksie op aksie, hoe jy reageer op een of ander aksie wat jy gedoen het. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie. Until the day that the Lord sends rain up on the earth. Tot op die dag wat die Here reën op die aarde sal stuur. It must have been a hot, weary morning. Dit moes 'n warm, vermoeiende oggend gewees het. Daar was omtrent 3 jaar wat daar geen reën was nie. Nie eens die dou sou uit die hemele val nie. The land was scorched. No food was raised and it was a terrible time. Die land was verskroeid en daar is geen voedsel gekweek nie. En dit was 'n verskriklike tyd, honger en dood wat in die strate wag, mense armoedig, geen water nie. It was a reflection of Dit was 'n weerspieëling van sonde en morele verval. just like we have today. Net soos ons vandag het van ons eeu van jeugprobleme en egskeidingsprobleme. All the crime that's done in our nation, it's a reflection of our moral En al die decay. misdaad wat in ons volk gepleeg word, dis 'n weerspieëling van ons morele verval. No rain. And she must have prayed all night long. Geen reën nie. En sy moes heelnag lank gebid het. Jezebel and her modern crowd had Isabel in haar moderne groep socialized the het die religion godsdienst so gesosialiseer
en die hele volk in afgodediens ingebring. It was the time of Ahab's reign. The most wicked Dit was die king tyd that van Israel Agab se ever regering, had. die boosste koning For wat he was Israel just ooit a gehad het, borderline want hy was net 'n believer. grenslyn gelowige. And that's the most wicked person that there is. En dis die boosste persoon wat daar is 'n man of 'n vrou wat Christendom bely en net genoeg daarvan het om hulle siek te maak, om hulle te laat sê, ek sou dit graag wou doen, maar my godsdiens laat my dit nie doen nie, ek behoort dit nie te doen nie. Dis die ellendigste persoon waaraan ek kan dink. As dit al is wat ons gehad het, behoort ons dit te begrawe en iets beters te gaan kry. En Agab het hom aan sy afgodedienaar vrou onderwerp en die hele Israel in afgodediens ingebring. En jy sou sê, dan broer Branham, jy het dit vergelyk met vandag, met ons volk. Ja meneer, ons volk, dis grootliks verval in afgodediens. Ons mag miskien nie houtdiere aanbid en so voort, soos ons wil dink aan afgodediens nie. Maar dis nie al waaruit afgodediens bestaan nie. Ons sou partykeer ons motors maak en ons klere en die dinge wat ons doen, sal ons afgode maak. Enigiets tussen jou en God is afgod. Partymal maak ons kerke afgode. Ons behoort dit nooit te doen nie. God is die enigste een wat ons moet aanbid. Die hele volk word natuurlik beheer deur die reëls en regulasies van sy koning. En die koning het gesê dit was goed, dit was modern, en al die mense wou modern wees, net soos ons vandag is. Ons wil modern wees. Jy kan nie jou televisie aanskakel en jy vind 'n vrou wat 'n sigaret rook gesê het, wees modern, gebruik sekere sigarette. Die volgende plek is bier drink en sê, wees modern, drink so en so. Wel, ons wil nie modern wees nie, ons wil Christene wees. Dis nie die moderne mode wat ons probeer volg nie. Dis om terug te gaan na die ou riglyne van God se woord as Christene en te lewe soos mans en vroue veronderstel was om te lewe volgens die orde van die almagtige God. Jesus het gesê, daar staan geskrywe dat die mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Ons moet lewe volgens die woord. Maar vandag wil ons modern wees soos hulle was. En die regering het dit onderskryf. So onderskryf die regering dit vandag. Wel 'n paar jaar gelede, 25 jaar, 50 jaar gelede, as vroue toe in die straat geloop het, aangetrek, soos hulle nou aangetrek is, sou hulle in die tronk sit. Maar die regering ondersteun dit en ons wil modern wees. Ek sal dit met alle respek vir ons regering in ons lande sê. Dit is 'n werk van die duiwel. Dis die duiwel wat werk. Ek glo net in die ou tyd se onvervalste evangelie waarheid van die Bybel. Maar drink was altyd dat dit onsedelik was onder die mense. En nou vind jy klein tienerkinders dronk. Card playing used to be wrong for the Christians. And now Kaartspeel was altyd verkeerd vir die Christene en nou word miljoene sogenaamde Christene vermaak in hulle kerke deur kaarte speel. Motortjies weg te gee en so voort, banko. Dis alles niks behalwe gewone lotery nie. En dis verkeerd en dit verlaag enige nasie. Wat nog te sê 'n kerk van die lewende God?
said it was all right in their days, so Maar die koning het gesê dit was goed in hulle dae. So hulle het die altare van God afgebreek en die altare van Baal opgerig. And today we've tucked down the old-fashioned En vandag het ons die oudtydse baniere van heiligheid en geregtigheid afgehaal en die moderne neiging van die denominasie op te rig. Ons behoort aan 'n sekere groot orde. Ons noem onsself Christene omdat ons aan 'n sekere orde behoort. Dis nie Christendom nie. Christendom is 'n wedergebore ondervinding met God, om gevul te wees met die Heilige Gees en skoon gemaak te word van 'n lewe van sonde en skoon en heilig te lewe vir God en die mens. Dit neem die angel van die dood weg. Die dood word dan 'n oorwinning. Ek het met die vrou gepraat vanmôre. Ek het vir haar gesê, ons het gepraat van die dood. Ek het gesê, vandat ek 30 jaar gelede as 'n seun gered is, van toe af, lyk dit of ek in 'n nagmerrie is. Sy het gesê, wat bedoel jy? Ek het gesê, in hierdie lewe het iets onder in my gebeur wat my laat weet dat daar 'n land iewers is, en ek skud myself om wakker te word. Eendag sal die dood my wakker maak in sy teenwoordigheid. Het julle al ooit 'n nagmerrie gehad en julle wou net daaruit kom en julle het geruk en gespring? Jy wil wakker word omdat jy weet daar 'n werklikheid iewers wat ver bo kan daardie nagmerrie is. So is dit vir elke Christen wat wedergebore is en altyd was. Abraham en Isak en hulle het gesê hulle was pelgrims en vreemdelinge. Hulle het 'n stad gesoek wat sou kom. Hulle het ontken dat hulle was. Ons het na die kruideniersware winkel toe gegaan 'n paar weke gelede en ons het 'n vrou opgemerk met 'n rok aan. Dit was die ongewoonste ding wat ons in 'n lang tyd gesien het. So ons mede het vir my gesê, sy het gesê, "Bill, wat maak hier?" Ek het gesê, "Skat, hier is wat dit is. Ons wil nie gewoond raak aan die wêreld nie." Sy het gesê, "Wel, party mense het gesê en ek het briewe. Jy gaan jou bediening ruïneer deur sulke opmerkings te maak soos wat jy maak." Ek het gesê, as om die waarheid te preek 'n bediening ruïneer, dan behoort dit geruïneer te word. Dis reg. Sy het gesê, "Wel, wat laat Christene anders voel?" Ek het gesê, toe ek in Swede was of in Finland, het die vroue in die badhuis die man die bad gegee. Hulle was verpleegsters, het hulle gesê. Dis hulle gebruike. Toe ek in Parys was al die toilette beide mans en vroue saam. Dis 'n gebruik van Parys. Hulle dink niks daarvan nie. Ek het 'n melding gemaak aan Dr. Meninen oorkant in toe ons by die JMCW gebly het. Hulle wou hê ek moet afgaan en een van daardie sones neem, wat ek gedink het goed was, maar nie met die vroue daar nie. En so het hy gesê, "Maar broer Branham gesê daardie is wasvroue." Ek het gesê, "Maar dis nie reg nie." Hy het gesê, "Wat van julle dokters wat dan julle vroue daar in Amerika ondersoek sien?" So daar het hulle dit sien. Dis net 6 van een en 'n half dosyn van die ander. Maar dis die nasie waarin jy behoort en die gebruike. Wanneer 'n man of 'n vrou weer gebore word in die Gees van God, word hulle gebore uit 'n plek wat heilig is. En hierdie is nie hulle huis nie, en hulle soek 'n stad wat sal kom. Wie se boumeester en oprigter God is, die Gees kom van bo. Sy het gesê, dan is ons nie Amerikaners nie. Ek het gesê, ons is, solank as wat ons in die vlees is. Maar wanneer ons weer gebore is ons van die hemel en van God. En ons is burgers van die koninkryk van God. En die Heilige Gees wat daar woon, wat in jou inkom, sal jou laat optree en lyk en dink soos dit maak in daardie nasie waarna toe ons gaan. Idolatry taken over.
Sekerlik, afgodediens het oorgeneem. Al die predikers onder die groot swaar las die profete het toegegee, omdat die mense dit vereis het. Die mense het dit vereis en die bediening het ingegee daarvoor. Dis hoe dit vandag is. Baie goeie predikers buig onder die las, want die gemeente vra daarvoor. Hulle sal reguit uit sy kerk uitstap, baie keer die groot denominasies as hulle een van hulle predikers gevang het preek teen iets soos rook en so voort soos daardie, sou hulle excommunikeer. En die predikers moet buig onder daardie las. Maar daar was een in daardie dag wat nie gebuig het onder die las nie. Hulle het hom gehaat, maar hy sit op 'n berg. God het vir hom gesê om soontoe te gaan. Hy sou hom voed met die kraai en vir hom water gee om te drink. Maar hy wou nie buig voor hulle moderne mode nie. Hy het steeds geglo God was dieselfde heilige God wat hemel en aarde gemaak. Ek is so bly dat hy het vandag nog sommige wat dieselfde ding glo. Maak nie saak wat die wêreld sê nie, hulle sal steeds nie buig voor die moderne mode van moderne godsdienst nie. Geen sosiale evangelie vir daardie manne nie. Hulle glo God is steeds heilig. Hulle glo hy vereis heiligheid. En hy vereis die nuwe geboorte. Hy vereis 'n skeiding van sonde. She hated him, but God loved him. Ek weet sy het hom gehaat, maar God het hom liefgehad. En God was gereed om sy profeet van die berg af te bring, om hom af te bring in die vallei. And she must have been a good woman, or God would have never chosen her to. En sy moes 'n goeie vrou gewees het, of God sou haar nooit gekies het om sy profeet te bedien nie, of was sy 'n weduwee. En sy moes jonk gewees het, sy het 'n jong seun gehad. And she was a righteous person. En sy was 'n regverdige persoon, of God sou haar nooit gekies het. But as she began to come down after years, maar soos sy begin afkom het, na jare wat haar man dood was, het die pot begin laag raak van die meel. And of course, as a mother would, she would lounge herself so she could feed her little boy. En natuurlik, soos 'n moeder sou sy haarself rantsoeneer, sodat sy haar seentjie kon voed. Uiteindelik het sy begin sien dat sy klere verslete raak. Haar eie elmboë was miskien deur die moue. Aand na aand kon sy vir hom miskien 1 mieliekoekie gee en hom in die bed sit. And perhaps night after night he'd wake up and say, "Mama, en miskien aand na aand sou hy wakker word en sê, "Mamma, ek's honger. Kan jy nie net iets vir my maak om te eet nie?" En miskien die volgende dag sou sy sonder haar eie koekie klaar kom en dit vir hom gee. Dood wat voor die deur wag. Geen meel meer nadat dit op was nie. Geen olie meer om dit mee te meng nie. And closer death came as the barrel went down. En nader het die dood gekom soos die pot leer geraak het. Uiteindelik, miskien het hulle 2 koekies per week gekry. Toe was daar net 1 koekie oor. Is dit nie vreemd hoe God dinge doen nie? Hy sal ons reg laat afkom tot by die laaste myl van die pad. Julle weet, hy hou daarvan om dit te doen. Hy het dit gedoen met die Hebreërse kinders. Hy het geweet wie hy kon vertrou. So, hy het daardie kerels laat opstap na die vuuroond toe. Totdat hulle amper die vuur kon ruik, en hy het nooit beweeg nie. Maar wanneer dit tyd word, sal hy beweeg. Hy sal beweeg, maar hy wag tot sy eie tyd. Hy moes sien watter soort reaksie hulle sou hê. Hy het geweet, hulle het hulle standpunt ingeneem. En wanneer hy weet dat jy jou standpunt inneem, sal hy Satan jou laat neem na die laaste myl van die pad, maar onthou net, hy steeds daar. Hy wil sien of jy regtig bedoel
waarvan jy praat. Oh, I believe Hoe ek God's a healer. glo Yes, God I is 'n do. geneeser, ja, ek glo dit Next day, beslis. you still got your En die volgende dag het jy steeds jou Well, pyne, wel I ek, never got it. miskien het ek dit nooit gekry nie. Sure you Sekerlik, got it. het jy dit gekry? To see how you're going to react Hy wil on what net you sien say. hoe jy gaan reageer You op say, wat jy "Oh, gesê praise het. God. Jy I sê, believe o, in the prys God, ek baptism glo in die of the doop van die Holy Heilige Spirit." Gees. The first little temptation comes along, you fly Die off eerste like a klein bird. versoekingkie wat kom, gaan jy aan soos 'n kettingsaag. See your reaction on Hy your probeer jou reaksie sien op jou aksie. He's trying to test you. Every son that cometh to God must first be Hy chastened. probeer jou toets. Elke seun wat na God toe kom, moet eers getuigtig beproef word. That comes to Elke him, he kind puts wat him na through hom a toe test kom, to hy see how gee hom he 'n will toets act. om te sien hoe hy sal optree. Anyone, a chemist, anyone else. Enige iemand, 'n always chemikus, test them. enige iemand anders sal altyd Great iets toets. pipes. Groot pype, ek het I altyd used to vir 'n work for a gasmaatskappy gas company, gewerk. and they test En that hulle sou pipe by daardie putting a plug pype in the toets end deur 'n prop en 'n and a klep valve. in die een And I end te don't sit. remember now just En ek kan how nou, many nou 100 nie pounds net of hoeveel pressure 100 pond they druk put hulle on op daardie them pipes. pype sou plaas, om te sien of daar nie 'n klein sandgaatjie is wat so uitblaas nie. En as hulle nie die toets kon slaag nie, dan is dit op die vuil goed hoop gegooi. En wanneer jy beproef word, wanneer jy gereed maak om vir God gebruik te word vir 'n getuienis, soos die dame hier in die rolstoel, die man, die seentjie, party van julle mense daar buite, Maybe you're Christians and wonder why you're put under this test. God's fixing to use your testimony. miskien is julle Christene en wonder hoekom julle deur hierdie toets moet gaan. But he wants to God see maak how gereed you om julle getuienis te gebruik, maar hy wil sien hoe julle sal reageer, so hy plaas die druk op. If you blow up, well then he can't do nothing with you. As julle ontplof, wel dan kan hy niks met julle doen nie. Maar as julle sal vashou, die toets slaag. This little woman, I can imagine seeing her. Hierdie vroutjie, ek kan my voorstel om haar te sien daardie laaste aand toe sy geweet het daar's net genoeg in daardie pot, 'n handvol meel en 'n lepel olie vir een koekie vir haar en haar seun. En dan sou sy sterf en hy sou sterf. Daar was nêrens nog beskikbaar nie. I can imagine all night long. En ek kan my voorstel heelnag lank soos sy soontoe geloop het en sy klein kaal maar handjies gestreel het. And she looked at his little ragged nightshirt. And she'd hear him. En sy het gekyk na sy klein verslete naghempie. En sy sou hom in sy slaap oor omdraai en sê, "Mamma, ek's honger." Maar daar was niks om vir hom te gee nie. Is dit nie vreemd nie wanneer ons alles gedoen het wat ons weet hoe om te doen? En nadat sy gebid en die einde sien kom het. Soos party van julle kankergevalle hier, julle sien dit reg aan die einde en julle wonder hoekom. Het sy haarself ondersoek. Here, is daar enigiets wat ek ongedaan gelaat het? God toets, soos Job. Hulle het hom beskuldig dat hy 'n geheime sondaar was. En Job was regverdig. Daar was geen mens op aarde soos hy nie. En tog het God die duiwel alles laat neem wat hy gehad het. En toe hulle hom beskuldig het om 'n geheime sondaar te wees, het hy geweet dat hy regverdig was voor God. Hy het geweet hy het geen sonde gedoen nie. Maar God laat daardie dinge gebeur om te sien wat jy sal doen. Jy sien, hy en Satan het 'n uitdaging gehad. Satan het gesê, ek sal hom in u aangesig laat vloek. God het gesê, jy kan dit nie doen nie. En die toets moes kom. En jou toets kom. My toets kom. En ons gaan almal deur daardie toetse. Die Bybel het gesê, as ons dit nie kan uithou nie, bewys dit dat ons buite-egtelike kinders is. Ons getuienis nie reg was nie, ons nie regte kinders van God is nie. Maar ons word buite-egtelik, ons is nie die kinders van God nie. Ons maak net aanspraak om te wees. Wanneer hulle vir jou lag, wanneer jy die Heilige Gees ontvang en jy gaan terug in die wêreld saam met hulle, wys dit dat jy het dit nooit gekry nie. Wanneer jy getuig van jou genesing en die wete dat God iets vir jou gedoen het en jou bure sê, jy's mal, dit gaan niks beter met jou nie.
En jy sê, wel, miskien is ek nie. Wys dit, dat jy was nie waardig van jou genesing om mee te begin nie. Staan by jou getuienis. Jy moenie toegee nie, staan jy net daar. Job said, I know my Redeemer liveth. Job het gesê, ek weet my verlosser leef, en die laaste dae sal hy op die aarde staan. Al vernietig die velwurms hierdie liggaam, tog sal ek in my vlees God sien. Lightning splashed, the thunders roared. Die weerlig het geflits, die donderslae het gedreun. Hy het uitgehou tot die einde. This little woman had done all she knew to do. And yet God kept Hierdie ou vroutjie het alles gedoen wat sy geweet het om te doen, en tog het God geswyg. Maar wanneer ware geloof die visioen gekry het, kan dit stil bly en kalm rus, want dit weet, dit gaan gebeur. Don't forget that. Faith will rest with perfect assurance. Moet dit nie vergeet nie, geloof sal rus met volmaakte versekering. Maak nie saak wat die storm sê, hoe teenstrydig dit lyk nie, geloof rus met versekering. Faith can take its stand upon a rock. Geloof kan sy plek inneem op 'n rots, in 'n graf kyk, of in die waters in waar 'n lieflike klein stukkie van jou eie liefdevolle hart begrawe is. And faith can look across the sea to him that said, I am the resurrection and En life. geloof kan oor die see kyk na hom wat gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Geloof rus verseker. We speak of faith, we talk Ons praat van geloof, maar ek wonder partymal of ons weet waarvan ons praat. Ek wonder of dit nie hoop is in plaas van geloof nie. Geloof beweeg nie. No matter how contrary it looks, faith stays right there. Saak hoe teenstrydig dit lyk nie, geloof bly net daar, dit beweeg nooit. When Moses was put into the bulrush, in a little slimy Toe ark, Moses in die bieses gesit is in 'n klein slijmerige ark, uitgestoot in die see waar die krokodille vet was van kinders. the mother, Die moeder, Jochebed, Jezebel, with the met 'n faith geloofsrus that verseker she dat sy would die bring regte the kind van proper God child op die of God water on the gesit water. het. She pushed him right into Het sy hom reg in die kake van die dood ingestoot, in die wete dat God hom weer kon oprig. Amen, dit laat my godsdienstig voel. She knew God would take care of him. Though he didn't even have a name, God could Sy het give him geweet God sou vir hom sorg, hoewel hy nie eens 'n naam gehad het nie, kon God hom 'n naam gee. Sy het die oulikste babatjie wat ooit in die wêreld was amper uitgestoot in die kake van die dood. knowing that she was following the In instructions. die wete dat sy die instruksies van die almagtige God gevolg het. En geloof kan met sekerheid daarop rus dat God iets daarin sou doen, want sy het geweet, hy is as 'n verlosser gebore. And if you're sure that you're born of the Spirit of En God, as jy seker is dat jy gebore is uit die Gees van God, dat jy die Heilige Gees het, en die beloftes van God is joune, gee ek nie om wat die duiwel doen nie, jy kan steeds seker wees. faith takes its unmovable stand. Geloof neem sy onbeweeglike posisie in. Geloof kan nie rus op die verskywende sand van die mense teologie nie, maar dit neem sy vaste posisie in op die rots van die eeue, wat onbeweeglik is. Daar rus dit met sekerheid. No matter what comes or goes, my faith holds. Maak nie saak wat kom of gaan nie, my geloof hou. Hoe siek ek word, hoe teenstrydig dit lyk en hoe hierdie is, my geloof is 'n anker binne die sluier en niks kan my beweeg nie. Now you can't bluff it. You got to Nou, have jy it. kan dit nie bluf nie. Jy moet dit hê. Jy kan dit nie bluf nie. Satan weet wanneer hy bluf en hy weet ook wanneer hy dit het. Jou hart jou nie veroordeel nie en jy's 'n Christen, het jy reg op elke belofte wat God in sy boek gemaak het. Dis joune. Maak nie saak wat die gevolge is en wat die uitkoms is nie. Jy kyk nie daarna nie. Jy kyk na die geloof wat God jou gegee het vir die belofte. Dan staan dit daar. Niks sal dit beweeg nie. Hoe moes sy gevoel het? Ek het elke vereiste nagekom wat Jehova gegee het. Ek het alles nagekom wat Jehova God vir my gesê het om te doen. En die pot is by een handjievol meel. En die kruik het net 'n lepel of 2 olie, genoeg om dit te meng. Maar God het gesit die engele op elke bedstyl gekyk om te sien hoe sy sou reageer. As jy seker is dat dit God is en jy het elke vereiste nagekom wat God van jou vereis het om te doen, jy het elke skrif nagekom waarvan jy weet jy het hom lief
Jy is gedoop, jy is gevul met die Gees. And you've got the assurance in your heart that God will do it. Then just hang on. En jy het die versekering in jou hart dat God dit sal doen. Hou dan net vas. God sal jou deurbring, hy sal nooit val nie. Hou vas daaraan. How it looked at Hoe dit gelyk het vir daardie Christen vrou. There may be En daar miskien Agab en sy paleis en Isabel met baie om te eet. Ons wonder waarom die bose floreer. David het een keer gevra, maar die woord het teruggekom. Kyk na hom aan die einde. Prosperity isn't a sign of God being with you. Voorspoed is nie 'n teken dat God met jou is nie. As dit so is ons volk geseën, die mense is almal Christene. En so was dit in daardie dag. Voorspoed was toe die teenoorgestelde. This poor little woman, as she looked at that little baby all night long. Hierdie arme vroutjie, so sê heel nag lank na daardie babie gekyk het, kon sy nie slaap nie. Eerste plek was sy so honger dat sy nie kon slaap nie. En sy het geweet dat een handvol meel tussen haar en die dood gestaan het. What would she do? She couldn't stand it any longer. She's frail. She's Wat sou sy doen? Sy kon dit nie langer uitnoem. Sy was swak. Sy het geloop, gewankel soos sy geloop het. Die kereltjie wat vra vir 'n mondjie vol brood. Yet she was a Christian, a believer in Jehovah. En tog was sy 'n Christene gelowige in Jehovah, soos ons vandag Christen sou noem, Lilian. Het bewys dat God haar bo al die ander vroue gekies het. Hy het haar gekies, tog het sy alles gedoen wat gedoen kon word. Along towards daylight, the birds Die daglig wou die voëls nie eens skree nie, hulle was almal uitgehonger en weg. Die dag het begin breek oor die kamer, ek kan haar in 'n ou reistoel sien sit, ringing her haar hande wring, die trane wat teen haar wange afloop soos sy gekyk het. The little boy had spent a restless night. Mama, can't you just find one little piece of Die bread? seentjie het 'n rustelose nag gehad. Papa, Mamma kan nie net een stukkie brood kry nie. Pappa was 'n goeie man. God het hom geneem. Wat maak keer, mamma? But the woman stood. She knew she'd met Die vrou het gestaan, sy het geweet, sy het die vereistes van God nagekom. Sy het een handjievol meel gehad. She went in and took this little handful of meal out Sy het ingegaan, hierdie handjievol meel uitgehaal in die pan en die olie daarin gegooi, dit begin meng. Now the meal was Christ. Nou die meel was Christus. Christus is die meeloffer. Enige van julle kerkmanne When weet the dit. meal was Wanneer die ground meel gemaal is vir die meeloffer, moes dit gemaal word met 'n sekere steen. that every little burr had to grind the meal just exactly Dat the elke same. steentjie die meel net Why? presies Because dieselfde moes Christ maal. is the Hoekom? same. Yesterday, Want Christus today, is and dieselfde forever. gister, vandag en tot in ewigheid. What he was then, he is tonight. Wat hy toe was, is hy vanaand. Wat hy vanaand is, sal hy altyd wees. Hy is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Now, the oil represents the Spirit. Nou die olie verteenwoordig die Gees en ons weet dat deur die skrifte, dis waarom ons salf met olie. When Elijah Toe one Elisa time at een the keer by die school skool of van die prophets, profete daarna toe gekom het en hulle sommige van hierdie manne uit die skool uitgestuur het en hulle het nie die verskil tussen wilde karkoere en ertjies geken nie, sogenaamde profete. but he picked the last Maar hy het full 'n of skoot vol wild wilde boars and thrown them karkoere into the gepluk pot. en hulle in die pot gegooi en een van hulle het uitgeroep, daar's dood in die pot. And Elijah said, don't get excited. He went En and got Elisa a het gesê, moenie handful of opgewonde meal. raak nie, hy het gegaan en 'n handvol meel gekry en dit in die pot gegooi en gesê, eet. Why? Hoekom? Christ is Wanneer put to Christus death. in die Christ dood comes in the gesit center word, there. kom daar lewe in die plek van die dood. Don't care how far you're going, how low you're Teen nie om hoe ver jy daarmee heen is, hoe laag jy gedaal het, hoe onsedelik jy is, hoe veragtelik jy is, hoe sondig jy is nie. Wanneer Christus in die hart inkom, vervaag die dood en kom daar lewe in dieselfde plek in. From death Uit die dood in die pot het lewe in die pot ingekom. As die kanker jou opgevreet het, as tuberkulose jou dokter jou geweier het, niks anders gedoen kan word nie. Laat 'n handvol van Christus in jou inkom. Laat Jesus dieselfde gister, nie 'n handvol godsdienst nou nie, 'n handvol van Christus, die Heilige Gees. come into your heart with genuine faith. And In death jou hart will flee out. inkom met egte geloof en die dood sal wegvlug en lewe sal sy plek inneem. Die meeloffer. And the oil is the Spirit. En die olie is die Now, what Gees. Nou wat is dit? Christ Christus the is die Word. woord. In the In die beginning begin was the die Word, woord en die woord was die God en die woord was God. En die woord het vlees geword en onder ons gewoon. And the Spirit. Jesus told the woman at En die the Gees, well, Jesus het vir die vrou by die put vertel gesê, die tyd kom wanneer God mense soek wat hom in gees en in waarheid sal aanbid. That's the word with the Spirit.
Dis die woord saam met die gees. Party mense die woord, ander het die gees, maar wanneer die gees en waarheid bymekaar kry, moet iets gebeur. And it was just a little bit, but it was all she needed. En dit was net 'n bietjie, maar dit was al wat sy nodig gehad het. God laat hierdie diep in die mense se hart insink. Jy mag by jou laaste handjie vol wees. Ek het mense hoor sê, ek het nie baie geloof nie, broer Branham, maar wat jy het, as dit ware geloof is, meng dit met God se woord, kyk wat dit sal doen. Jy sê, wel broer Branham, ek was by elke dokter, was by die kliniek, ek het by die kerk aangesluit vir my sondes en ek het hierdie gedoen. Ek kan nie help wat jy alles gedoen het nie, watter bietjie geloof. Jy het genoeg geloof om hier te wees vanaand. Meng dit dan met die woord, maak gereed. Sy het dit by mekaar geroer. Dis die enigste ding tussen haar en die dood. Dit mag die enigste ding wees wat oor is vir jou vanaand. Tussen jou en die dood is die gees wat jy in jou hart kan opwerk om dit te glo. Meng dit met God se ewige woord. Toe sy het, kan ek haar die klein verslete gordentjie sien ooptrek en inkyk. Die klein seentjie hou sy maagie vas. Mama, is jy gereed om die broodkoekie gaar te maak? Sy sê, ja skat, wag net 'n paar minute, mama meng dit net. Mama, breek dit in twee, neem jy die helfte daarvan. O skat, ons sal daarvoor sorg. Sê die, wat was dit nou? Die woord en die gees by mekaar gemeng gehad. En sy het uitgegaan in die agterplaas om, het julle opgelet, die skrif sê 2 stokkies te kry. Wat is die 2 stokkies? Die kruis. Altyd goeie jagters of woudmanne weet dat jy die manier om 'n vuur aan die brand te hou is om dit in die middel aan te steek. 2 stompe dit oor mekaar te sit en dit aan te steek. Reg deur die nag kan jy aanhou om die punte in te druk soos dit brand. Reg in die middel van die kruis is waar die offerande van God gehang het. Sy het in die agterplaas ingegaan en sy het die 2 stokkies opgetel. En sy het opgekyk, die warm verskroeiende winde, nie 'n blaar in die boom nie, geen gras op die werk nie. Waar die ou boom eens gestaan het, is daar net 2 stokkies oor. Sy het hulle opgetel om in te gaan om dit te maak. Wat is dit? Wanneer selfopoffering, wanneer jy die woord met die gees gemeng het, of die gees met die woord, en dan gereed om jouself aan die kruis te offer, is jy gereed om te sê, of ek lewe of sterf, Here, ek het alles gedoen wat ek weet om te doen en ek kom by die toppunt van genade, my eie geloof op te offer. Ek sal nie meer daarin dink nie, ek sal nie meer redeneer nie. Ek verwerp redenasies. Ek sal dit net glo, Here, want dis u meel en olie, u gees, u woord, u waarheid. Ek gooi myself as 'n offerande op die kruis. Dis waarvan dit gepraat het. Sy het die 2 stokkies opgetel om in te gaan vir die offerande. Wanneer dit alles gedoen is, God is 'n baie tenswoordige hulp in die tyd van benoudheid. Hulle wat op die Here wag, ontvang nuwe krag. Hulle sal opstyg met vlerke soos 'n arend. Hulle sal hardloop en nie moeg word nie. Hulle sal loop en nie flou word nie. Leer my Here, hoe om te wag. Hulle wat wag, moenie moeg wees nie. As jy die woord en gees het en jou eie geloof opoffer en dit op die kruis gelê het, moet iets gebeur. Sy het begin terugloop en omtrent daardie tyd het sy 'n stem gehoor. En soos sy omgedraai het om te kyk, was daar 'n ou kaalkop man wat goedhartig gelyk het, wat by die hek gestaan het. Met lang wangbaarde wat afgehang het. Hy het gesê, sal jy vir my net 'n bietjie water gaan haal? Miskien op haar lippe was sy gereed om te sê, ek het net 'n bietjie. Water was skaars, al die fonteine was droog. Wat was dit? God werk aan beide kante. God het vir Elia 'n visioen gewys. Gaan op na die stad toe en ek het opdrag gegee, nie die kraai hierdie keer om jou te voed nie. Maar ek het 'n weduwee opdrag gegee om jou te onderhou en hom na die armste van die armes toegeneem. Ek het 'n weduwee opdrag gegee om jou te onderhou. En sy het nie eens genoeg meel in die pot gehad vir haar en haar seun om daardie dag te lewe nie, maar
Ek het opdrag gegee, ek het dit verordeneer. Geseënd sy die naam van die Here. Wanneer God enigiets verordeneer, moet dit gebeur. Dit sal daar wees, God sal dit nakom. Ek het die weduwee daar beveel om vir jou te sorg, jou te onderhou. Hy het hom 'n visioen gegee, ek kan hom in die straat sien afstap. Die Here moes dit vir hom gesê, daar sal 'n ou vrou wees wat oud lyk. Sy's jonk, haar skouers is krom, haar skouers is verslete, haar arms is uit die moue. Sy sal buite in die agterplaas wees met 2 stokkies in haar hand en Elia. Jy weet wat dit beteken. En wat sal wees oor omtrent 800 jaar van nou af. En soos hy geloop het, het hy die vrou gesien. Hy het oor die heining geleun en gesê, gaan haal vir my 'n bietjie water. En sy het omgedraai om iets te sê en sy het gedink, dis 'n gawe ou man. Hy praat 'n bietjie anders as die gewone mense. Daar's iets omtrent God se kinders dat hulle mekaar ken. Iets wat altyd was, hulle ken mekaar. My skape ken my stem, het Jesus gesê. En toe het sy gekyk en sy het gehoor en sy het na hom gekyk, sy het gesê, daar moet iets goddeliks in daardie ou man wees. Sy gaan haal vir my 'n bietjie water. Sy het haar kop geknik dat sy dit sou doen en sy het begin gaan. Wat? Toe het sy weer die stem gehoor en bring in jou hand 'n broodkoekie vir my om te eet, 'n stukkie brood. En sy het gesê, ek het net genoeg vir my en my klein uitgehongerde seentjie. En ek is hier buite om hierdie 2 stokkies te kry. Ek het dit net so pas gemeng, dit voorberei. En nou het ek hierdie 2 stokkies om 'n vuur te maak om die broodkoek te maak. En ek en hy sal dit eet en sterf. Toe het sy gehoor, sy het weer begin omdraai, sy het 'n stem hoor sê, maar bring eers vir my een. Wat leer ons hier? Soek eers die koninkryk van God. Hoe sal ek dit kan doen? Ek kan jou nie sê nie, maar plaas jy vir God eerste. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Al hierdie ander dinge sal bygevoeg word. Maar bring eers vir my een. Kyk, sy hoef nie te gegaan het en haar laaste penny te gaan kry het nie. Sy moes afgaan en haar laaste stukkie brood kry. Sy hoef nie te gegaan het vir dit of dat, of miskien van dokter verander, of so vir een of ander onbeduidende dingetjie nie. Maar sy moes gaan aan die enigste ding wat tussen haar en die dood gestaan het, en haar kind. Bring vir my eers 'n broodkoekie in jou hand. Ek kan haar kop sien knik. Gehoorsaamheid, dis wat God vereis. Jy kry die woord en die gees saamgemeng. Selfopoffering, gehoorsaamheid. Wanneer God se profeet 'n sekere ding sê, doen dit. Hou vas daaraan. Sy het haar hoof gebuig. Ja, meneer. Sy begin gaan. Toe het sy die soetste ding gehoor wat sy ooit gehoor het. Daardie algenoegsame woord wat ons almal wil hoor, want daar het oor daardie hekkie 'n drenning van daardie profeet se stem gekom wat gesê het, want so spreek die Here. Amen. Dis wat ons kyk om te hoor. So spreek die Here, die pot sal nie leeg raak. Of sal die kruik opdroog tot die dag wat God reën op die aarde sal stuur. Daar was dit. Amen. Hoe dit word soms donker. Baie keer dink ons dis donker. Julle moet ons volg op die verre velde as julle wil sien wat duisternis beteken. Ons sien nie die duisternis in Amerika nie. Ons het baie. Dit word donker, maar ek weet op ons eie manier in ons kategorieë lyk dit donker. Ons dink wanneer ons siek en sterwende mense sien, is dit duisternis. Stap saam met my af deur die strate van Calcutta. Kyk hoe hulle daar deurkom met 'n groot mandjie. En die dooies by die honderde optel, hulle bo op hulle kop sit nie eens weet wie hulle is nie, oorstap na die salamander en hulle ingooi. Ten minste wanneer 'n man hier sterf, het hy 'n godsdienstige begrafnis. Daar's Johannes 14 vir hom. Maar daardie mense het nie Johannes 14 nie. Hulle het geen doodsberig nie. Hulle gooi hulle net in en veras hulle, kry hulle van die straat af. Sterwende moeder sal 'n babatjies daar in die ma opgeswel, so daardie moeder is so swak. Sy kan nie van die straat af opstaan te smeek vir 'n penny om haar kind te red nie.
En kyk dan wat ons elke Sondag in die vullisdrom gooi. Dan dink ons het swaar te hê. O, dit mag swaar lyk. Dit is swaar, maar vriend. Een keer is daar 'n Duitse skildery met die naam van Die Wolke. Dis 'n beroemde skildery soos die skildery daar buite in Kalifornië bo by die begrafplaas daar. Forest Lawn. Dit is so groot, hulle moes 'n gebou bou om dit daarin te sit, miskien $500 miljoen gebou of meer, om die skildery in te sit. Dis een van die grootste in die wêreld. Duitsland het een, dit word Die Wolke genoem. En wanneer jy van ver af daarna kyk, so jy nader daaraan kom, is dit 'n verskriklike gesig, dis somber. Oor die wolke slaan teen mekaar en dit lyk asof dit die verskriklikste ding is vir 'n persoon om na te kyk. 'n Vermoeiende, somber dag. Die wolk wat alles saampak, maar wanneer jy baie naby daaraan kom, vind jy uit dis engele se vlerke wat klap, wat juig in die hemele. Ons dink dit gaan swaar met ons en partymal kom beproewing. Ek dink aan hierdie vrou in die rolstoel en hierdie kinders. Hulle daar buite met haar probleme, dood mag wees binne 'n week van nou af, opgevreet met kanker. Dit mag baie donker lyk, maar as ons net sal aanhou nader aan God kom om sy doel uit te vind, dis die engele van God, gereed om te juig vir oorwinning wat God wil gee. Partymal is dit verbloem. Daar sonder miskien wat sit wat dink, wat sou ek doen as ek vanaand sterf? Wat as dit die laaste aand sou wees wat ek op die aarde is? Wat dan? Dit mag donker lyk, mag lyk asof jy gaan sterf. Miskien is jy hier om voorgebid te word om vir jou siekte. En hy is nog steeds 'n sondaar. Kom eers reg met God. Sê, waarom het ek dit gekry? Ek het kinders by die huis. Hoe weet jy? Dit mag die engele se vlerke wees wat klap, wat probeer om jou naby aan God te kry, sodat jy 'n ware ma of pa vir haar kinders kan wees. Sien? Dit lyk donker soos dit het vir die vroutjie, maar as jy nou net God se belofte sal neem, dat wie ook al wil laat hom kom en drink van die waters van die lewe, die fonteine van die lewe vrylik. Drink die water vrylik, dis vir wie ook al wil. Dit mag op jou geplaas gewees het, jy mag daardie kwaad gedoen het. Julle mag veroordeel voel in julle hart, julle Christene nou, oor wat ek 'n rukkie gelede gesê het, omdat iets ongeregtigheid in julle hart lê. Miskien het dit gebeur met 'n doel om julle nader aan God te kry. Dit het met my gebeur, my lewe was anders wanneer ek dit gesien het. Ek het gedink ek het net goed gelewe, maar ek het uitgevind dat laat God sy hand een keer oplig en Satan het my gekry. Ons is sterflik. En dit was net 'n bedekte seën. Dit laat my hom nou meer waardeer om te weet dat hy liefdevol is en gewillig is om ons terug te neem. As jy in daardie toestand is vanaand en jy ken nie God nie en jy het veroordeling in jou hart, dit baie donker lyk vir jou en siekte en so voort, ondersoek jou hart nou 'n oomblik terwyl ons bid en kyk of daar enigiets daarin is om jou te veroordeel, of om te keer dat jy genees word, of jou te keer om hemel toe te gaan. As daar is, laat ons dan naby die altaar beweeg en uitvind of dit nie net die engelse vlerke is wat klap nie. Dit is nie 'n donker prentjie nie. Dis God wat jou naby aan hom probeer kry. Hy het jou lief en hy wil jou hê. Laat ons bid terwyl ons hoofde buig. Net voor ek bid, mag ek vra of daar sou wees. Hoeveel in hierdie gehoor vanaand wil graag hulle hande opsteek en sê, Broer Branham, onthou my in gebed vanaand. Ek wil ook naby aan God kom. Kyk na julle hande, goeiste reg oor die gebou. Ek wil na aan God kom, ek het God nodig. Ek het u nodig, o, ek het u nodig. Elke uur het ek u nodig. Seën my nou, my verlosser. Ek kom na u. Het jy alles gedoen wat jy weet hoe om te doen? As jy gedoen het, aan elke vereiste voldoen het, jy jou van jou sondes bekeer het, jy gedoop is, en jy het alles gedoen wat jy weet om te doen, en steeds lyk dit asof God nie antwoord nie. Nou, ek gaan julle vra, hou vas. Hou net daar vas, God is op die troon. Hy weet alles van jou af. As jy veroordeling in jou hart het, kan jy dink aan iets wat jy gedoen het, wat jy nie behoort te gedoen het nie, 'n klein ongeregtigheid, 'n klein dingetjie wat jy gedoen het, wat jy nie moes gedoen het nie, dan sou ek vra om dit te bely. En sonder vriend, as jy Christus nog nooit as jou verlosser aanvaar het, en jy hom nie ken as jou verlosser nie, en jy is hier vanaand, laat ek jou uitnooi om te kom. Terwyl ons sing na gebed, wil ek hê jy moet hier opkom na die altaar toe en hier staan. Laat ek saam met jou bid. Lord, I don't know the hearts of these people. Thou knowest them.
But thus saith the Here, Lord. ek ken nie die harte van hierdie mense nie. U ken hulle, maar so spreek die Here. In the house Daar of is 'n God, fontein oop in die huis van God vir onreinheid en vir sonde. 'n Fontein dat sondaars daaronder mag induik, losing all their guilty al hulle sins. skuldvlekke te verloor. We are coming tomorrow night, Lord, to Ons kom môre aan die Here om vir die siekes te there may bid. be many in here Daar tonight mag that's baie hier gathered. binne wees vanaand wat vergader het vir daardie uur. We wish to start Ons wil right net now nou to draw begin nigh om to you. nader aan U te kom. We want our hearts Ons wil ons sprinkled, harte besprinkel hê, not with the nie met ashes die of as heaven, van koeie nie, but with the blood of maar met die Jesus. bloed van Jesus wat ons sondes wegneem. We won't want our conscience Ons wil nie seared. ons gewete We want to come toegeskroei to the hê living nie. God. Ons wil na die lewende God toe We kom. repent of Ons our bely ons sondes sins and en our ons iniquities. ongeregtigheid. There's Daar sinners sondaars no sonder doubt in twyfel here hier binne tonight, vanaand, Vader, that doesn't know wat you, U that nie may ken not nie, be here tomorrow wat night. dalk nie môre aand hier sal wees nie. Hulle mag weg wees. Ons bid, Here, dat hierdie 'n waarskuwingsboodskap sal wees. That they'll know that Dat hulle sal weet dat God hulle hiernatoe gebring het vir 'n doel, dat hy hulle na hom toe mag bring. Hoor ons, Here, ons kan net die woord spreek. Nou mag die Gees die olie meng met die woord en mag die offerande. Daar mag Christene hier wees wat verkeerd gedoen het, sê, ek sou skaam voel om op te staan en na daardie altaar toe te gaan. Maar mag hulle na die kruis kyk en die skande sien wat hy gedra het. Sy klere nakend uitgetrek, hom geslaan, hom aan 'n kruis gehang en hom opgelig tussen die hemel en aarde. may they themselves tonight be a Mag hulle self vanaand 'n self-sacrifice, selfopoffering sacrifice wees, their own pride om hulle and eie their own trots en thoughts. hulle eie gedagtes op te offer, vir hulle ledemate om reg te wees met hulle God. Kom vorentoe staan en vra God om hulle te vergewe. Neem alle ongeregtigheid uit hulle harte weg, reinig hulle van alle vuil gedagtes, van alle boosheid, van alle humeur, van rook, drink, watter gewoontes hulle ook al het, reinig hulle, Here. Haal die wortel van bitterheid uit, dat ons môre aand mag staan as 'n groot verenigde groep mense wat uitsien vir die Heilige Gees om hier uit te stort, die blindes te laat sien, die dowes te laat hoor, die kreppeles te laat loop. May the sinner repent of his sins. Mag die sondaar bely van sy sondes en haar sonde vorentoe kom vanaand en dit bely, dat hulle môre na hierdie riviertjie geneem mag word of iewers hierin gedoop word. Skenk dit, Vader, hoor die gebed van U diensknegt. I ask all that would like to be remembered. Na almal wat graag onthou wil word, wat ongeregtigheid in hulle hart het. Eers gaan ek vra terwyl julle bid, almal in gebed. If there be one here who has not yet Daar become a een hier Christian, is wat nog nie 'n Christen geword het nie en nou 'n Christen wil word, wat gereed is om dit net nou oor te gee, dat julle net 'n bietjie woord hierin gemeng het vanaand. and a little spirit has come to you and En said, 'n gees het na julle toe gekom en gesê het, kind, as jy sterf sonder my. O, die duiwel sal sê, jy kan nie 'n Christen lewe lei nie, sien. Wel, jy that teeny little feeling that you ought die to daardie baie klein gevoel dat jy dit behoort te doen, sal jy op jou voete staan vanaand en sê, bid vir my, broer Branham. Staan net op jou voete en sê, ek sal staan as 'n getuie dat ek 'n sondaar is. En ek vra God om genade. Sal julle staan terwyl ons wag enige plek in die gebou? Moenie skaam wees nie. God seën jou, meneer. Bly net 'n oomblik staan as jy sal. God seën jou, meneer. Sou daar ander wees? God bless you. God seën jou, meneer. Dis reg. Daardie bly net 'n oomblik staan. God seën jou daar agter die jong dame. Iemand anders? God seën jou, jong dame. Dis reg. Staan net op. Reg oor die gebou. Sê vir Branham en hou my asseblief in gebed. Ek's 'n sondaar. Ek ken God nie, maar iets sê vir my in my hart. Ek het net genoeg woord ontvang vanaand en 'n geesie het in my ingekom. It may be the end Dit of mag the die einde van die pot wees, maar ek loop nou uit. Ek stap hier uit om 'n belydenis te maak om te sê dat ek verkeerd is. En God wees my genadig. Ek wil een of ander tyd wakker word uit hierdie nagmerrie in 'n lewe wees wat vol heerlikheid en ewig is. Would there be others? Daar ander wees wat so uitstap net op hierdie tyd, so opsteek. Johan, staan net op uit jou sitplek, sê, ek wil nou as 'n sondaar staan as 'n getuie. I'm asking now if the Ek vra nou of die enige van die Christene wat veroordeling voel, 'n bietjie bitterheid, terwyl hulle staan om onthou te word in gebed. Ek vra vir jou, Christen met ongeregtigheid. Moenie skaam wees nie, God weet dit. Hy praat met jou hart. Would you stand up? Say, God, I'm not ashamed. I'm Sal jy ashamed opstaan I did sê, it. God, ek is nie skaam nie. Ek skaam ek het dit gedoen. Ek gaan opstaan om U te vra om my te vergewe. Ek wil genees word. Ek wil die Heilige Gees ontvang gedurende hierdie diens. Ek wil 'n seën van U en ek voel dat my hart my veroordeel.
dat ek verkeerd is. Ek het verkeerd gedoen, ek het iets geneem, ek het iets gesê, ek het ongeregtigheid, ek gaan staan, Here. Staan nou op, God seën jou, dis reg. Oral oor die gebou, dis reg, staan sê. Ek het iets wat ek wil bely wat verkeerd is. Jy hoef nie aan ons te bely nie, jy bely dit aan God. Staan op. Is van julle wat voel dat daar iets is in julle hart is wat julle sal weerhou van die siening van God, iets wat daardie dink jy sou hier die hele diens kon stop. Mag hierdie vrou in 'n rolstoel weerhou om genees te word. Dit mag hierdie seentjie hier wat krepeel hier oor kan sit help om te loop. Wonder terwyl julle op julle voete is as julle sou, ek weet julle is opreg, ek weet julle is, en ek wil vir julle bid persoonlik. Ek kan dit nie te veel doen nie, want dis alles in genesingsdiens. Ek wil hê julle moet hier uitstap en reguit afkom hier langs hierdie altaar en net 'n oomblik hier staan. Laat ek saam met julle bid. Sal julle kom nou reguit uit, beweeg net reguit uit. Dis reg. Elke van julle almal kom reguit uit wat op hulle voete staan. Enige een wat iets gedoen het wat verkeerd is, ongeregtigheid in jou hart het of onbeleide sonde, beweeg reguit uit. Hier kom 'n krepel seun wat sy stoel hier opskuif. Ek bid God met hele siel, hart en liggaam dat daardie man genees sal word van sy toestand. Kom beweeg reguit uit, dis reg. Laat ons die res van ons nou sing soos ons hulle kom. Sal julle nie nou opstaan, julle wat nooit opgestaan het nie, kom. Let us bow our heads while we hum that. Nou laat ons hoofde buig terwyl ons dit neerie. Penitent friend, I want you to Rouvolle vriend, ek wil hê jy moet nou kom met alles wat jy het. Jy het dit na die kruis gebring. As his servant, I'm going to tell you. Ek is as sy diensknegt, ek gaan vir julle sê, so spreek die Here. Hy wat sy sonde sal bely, sal genade ontvang. Hy wat sy sonde verberg, sy sonde bedek, sal nie voorspoedig wees nie. Hy wat om genade vra, sal genade ontvang. Iets het met julle gepraat en julle het gekom. Dit was die Heilige Gees. Nou ek wil hê, julle moet hom vra net soos. Ek glo dat julle al reeds vergewe, sekerlik. Sondaars, julle sondes is weg. Toe julle op julle voete gestaan het, het julle getuienis gegee. Julle het vir Jesus gestaan. Hy sal vir julle staan. As julle van my sal getuig voor die mense, sal ek van julle getuig voor die Vader en die heilige engele. Maar die woorde kan nie val nie, hulle is God se woorde. Jesus staan nou vir julle in die teenwoordigheid van die Vader, julle sondes onder die bloed. Nou, terwyl ons saam bid, wil ek al die Christene wat kan bid, moet nou saam met ons bid. Blessed Lord, here stands tonight a group of people. Dierbare Here, hier staan vanaand 'n groep mense wat voel dat hulle verkeerd is. Some of them has never accepted you as their Savior until tonight. Party van hulle het U nog nooit as hulle verlosser aanvaar tot vanaand nie, maar hulle staan omdat hulle U wil aanvaar. Hulle wil hê U moet hulle genadig wees. And now, according to your word, you said no man can come to me except my Father draws En nou me volgens first. die woord het U gesê niemand kan na my toe kom tensy my Vader hom eers trek nie. Dan het God aan Christus hierdie siele gegee vanaand as liefdesgawes. No man can pluck them from my hand, because no man is as great as my Father is.
Geen mens kan hulle uit my hand ruk nie, want niemand is so groot soos my Vader is nie. Nou is hulle u sin. Hy wat my woorde hoor en glo in hom wat my gestuur het, het ewige lewe en sal nooit na die oordeel kom nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Here, hulle was u sin toe u met hulle gepraat het. Hulle was u sin voor die grondlegging van die wêreld. En vanaand het die evangelie hulle net na u toe getrek. Hulle is u sin. Sorg vir hulle, o Here. Ons plaas hulle in u hande. Sagkens, Here. Wees genade. En hier is sommige van u kinders hier wat ongeregtigheid in hulle harte het. Of hulle het iets gedoen, hulle het iets gesê wat verkeerd is. En miskien deur my getuienis te hoor vanaand dat ek iets verkeerd gedoen het, dit moes gaan regmaak, kom hulle ook, Here. Laat die God wat verbygegaan het na die warrelwindjie, laat hom gaan oor elke hart hier vanaand. Expelling their iniquity, washing them in the blood of the Lamb. Hulle ongeregtigheid wegneem. Hulle was in die bloed van die Lam. Hulle geloof in hulle gees hernie in die groot gemeenskap van die Heilige Gees. Skenk dit, Here. They stand penitent, making full confession before this audience of people. Hulle is u sin, hulle staan berouvol, maak volle belydenis voor hierdie gehoor van mense dat hulle verkeerd was en hulle wil reg wees. En u het gesê, hy wat na my toe kom sal ek op geen manier uitwerp nie. Ons weet dat u hier is, Here, en dit sal doen. Nou, terwyl ons wag en hulle hoofde gebuig het, wonder ek hoeveel hier binne het nog nie die Heilige Gees ontvang nie. En wil graag onthou word in gebed om die Heilige Gees te ontvang. Steek julle hande op. God seën julle. Daar's 'n altaar, dink ek aan die regterkant, daar's 'n altaar wat net hier voorberei is. Ek vra hierdie wat nou hier staan, party van julle daar by die seun met die rolstoel, beweeg reguit na hierdie altaar toe. Reg na my toe net hier, ons gaan julle daar ontmoet binne net 'n paar minute, beweeg reg rondom na daardie kant toe. Ek gaan julle vra wat nie die doop van die Heilige Gees het nie en julle graag die Heilige Gees wil ontvang. Hier is die tyd om dit te begin. Julle is hier op die kampgronde, julle is hier op die tyd om dit te ontvang. Julle weet dat daar niemand in die wegrapping sal wees sonder die Heilige Gees nie. Dit sal die slapende maag wees wat nie sal. Die res van die dooies het vir 1000 jaar nie gelewe nie. Dis reg, beweeg reguit hiernatoe, my vriende, dis reg, pa. Almal van julle kom reguit hiernatoe neem. Jong kerel, stoot die seun daar in die stoel. Sal jy net hiernatoe. Reg uit af hierdeur, almal van julle as julle sal. Kom nou reguit af hierdeur. Net om hier oorkant te klingel om 'n woordjie van dank aan God te gee vir wat hy vir julle gedoen het. Kom reguit af na hierdie kant toe. Nou, julle wat die doop van die Heilige Gees wil hê, sal julle ook opkom. Kom reguit hiernatoe, staan op jou voet en sê, ek is ernstig, broer Branham, ek is ernstig met God. Ek het 'n klein woordjie in my hart vanaand en 'n klein bietjie van die Gees wat vir my sê, dat as ek hierdie belofte van God meng met die Gees wat vir my sê, ek kan die Heilige Gees ontvang vanaand, ek kom om dit te ontvang. Is daar genoeg Gees in jou om vir jou te sê dat God dit vir jou sal doen vanaand? As daar is, steek jou hand op. As jy glo jy het genoeg moed in jou, daar's genoeg Heilige Gees oortuiging, Gees wat jou vertel dat jy vanaand die doop kan ontvang. As daar is, kom hier na toe en laat ons 'n woord van gebed en gaan hier na toe sodat ons hande op julle kan lê en bid. Wil julle nie kom nie? As julle dit regtig wil hê, kom nou. Dis reg, salig is hulle wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal gevul word. Die Bybel het so gesê, God kan nie val nie, sy woorde. Wat doen julle nou? Julle tref voorbereidings. Hoe lank het julle die Heilige Gees gesoek? 'n Lang tyd. Lang tyd het julle die Heilige Gees gesoek. En nou is hy hier vanaand. Wat het gebeur? Miskien was jy verslaan en net omtrent gereed om op te gee. Maar wat het gebeur? Ek wil hê 'n party van die samewerkende predikers, as hulle sal moet saam met hierdie mense hier gaan om hulle te leer hoe om te bid en God te dank. Van die predikers hier wat God ken, enige van julle broers hier wat God ken, kom soontoe. 4 of 5 van julle gaan soontoe en party van julle staan reg hier binne by hierdie hier. Ons gaan vir hulle bid. Hoeveel van julle hier is evangeliepredikers in die gebou? Steek op julle hande, evangeliepredikers. Ons vra nie julle denominasie nie, ons wil julle hier hê. Kom hier, al julle predikers. Ons het julle hier nodig.
Come here. Hier is die tyd. Al julle Elias, kom hier. Hier is die mense wat die olie en meel gemeng het. They're here to receive. They're here to get it. Hulle is hier om te ontvang, hulle is hier om dit te kry. Laat ons kom wys dat ons so spreek die Here het. Glo julle die Heilige Gees is vir julle vandag? Wat het Petrus gesê op die dag van Pinkster? Toe hulle gesê het, mans en broers, wat kan ons doen? Het hy gesê, bekeer julle en word elkeen van julle gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, want die belofte kom julle toe en julle kinders en hulle wat daar ver is, selfs soveel as wat die Here ons God sal roep. Is dit reg? Dan is jy hier. Wat het hulle gedoen in die Bybelse tye? Hande op hulle gelê. Nou ons gaan vir hierdie mense bid. Al julle predikers staan by en bid. Dan gaan ons hulle na die altare toe neem en daar gaan hulle die Heilige Gees ontvang. Elkeen van hulle. Glo julle dit? Daar 6 aande van hierdie diens. Jy moenie van jou knieë afkom totdat die Heilige Gees jou gedoop het nie. Dan sal daar 'n herlewing hier uitbreek. Moenie wees baie ernstig, ons kom nou in erns, ons gaan dit doen, God het dit beloof en die duiwel gaan ons nie daarvan beroof nie, ons gaan hier bly tot dit gebeur, dis reg. Laat ons hoofde buig, al julle Christene, bid nou vir hierdie hier, wat die Heilige Gees soek, julle predikers langs die kant. Vader, hierdie hier is alreeds belyde Christene, maar hulle lees in die Bybel dat net hulle wat olie in die lamp gehad het in die bruilofsmaal ingegaan het. Hulle kom vanaand om die olie te ontvang. Hulle het gesien soos 'n paar minute gelede deur die meel alreeds in die potte hê. Daar gees was wat daarin gemeng het. Hulle het gekom vir selfopoffering, om die warm, brandende vuur van die doop van die Heilige Gees te voel, wat die kruis van Christus in hulle hart sal verlig. En hulle sal vul met krag en heerlikheid in die doop van die Heilige Gees. Skenk dit, Here. Salwende predikers van God staan langs hulle. Ons is hier, Here, om die gebed van geloof te bid. Ons wil 'n groot herlewing sien inbreek in hierdie gemeenskap en hier rond, wat elke kerk 'n brandende vuur sal maak. En ons het vanaand na U toe gekom, Here ons God, ons glo dat U ons nie sal wegwys nie. Mag elkeen van hulle, van hierdie seentjie en dogtertjie af, al die pad tot by die oudstes, die Heilige Gees ontvang. En soos Christus gesê het in die dae wat verby is, as sy diensknegte sê ons nou, ontvang julle die Heilige Gees. Blaas oor hulle, Here, die Gees van die lewe. Mag hulle nou gaan en die Heilige Gees ontvang. Nou gaan ons na regs. Elkeen van julle wat die Heilige Gees soek, gaan reguit hierna toe. Predikers gaan saam met julle om soontoe te gaan en daar te bly totdat die Heilige Gees kom. Ek wil net 'n oomblik met die res van die gemeente praat. Daar sal geen gebede vir die siekes wees nie. Onthou dit net. Ons gaan dinge reg laat begin, dan gaan ons reg doen. As dit gaan terugkom, is daar iets verkeerd. Ons wil dit reg hê. Amen. Reg hierna toe soontoe. Predikers, julle instrukteurs, gaan nou saam met hulle wat. Moenie, neem jou voor in jou hart dat jy nie van jou knieë sal afgaan nie. Al neem dit van nou af tot Saterdag aan. Hoe lank sal ek wag? Totdat jy toegerus is. Hoe lank is totdat? Totdat jy dit ontvang. Hoeveel persoonlike werkers is in die gebou wat werk? Vroue of man, steek julle hande op, graag saam met hierdie mense wil gaan. Sien jou suster Roselle, goed. Sal jy saam met hulle gaan? Is daar iemand anders hier binne, 'n goeie persoonlike werker wat graag teenwoordig wil wees wanneer die Heilige Gees iemand vul? Wil julle dit graag doen, enige van julle vroue, enige van julle man? Julle vroue gaan na die vroue toe, julle mans gaan saam met die man, staan daar, wees opreg, dryf die duiwel aan, verslaan hom. Hy's 'n verslaane persoon, glo julle dit? Hy's net 'n groot bluf, hy het geen wetlike regte oor ons nie. Ons is vry kinders gebore uit die Gees van God, ons het 'n reg hierop. Dis God se erfenis, en ons glo dit. Is daar nog een hier binne wat 'n sondaar is, wat nooit opgekom het en jou hand so opsteek, sê vir Branham onthou my, ek het nie eens die durf gehad om te gaan nie, maar bid vir my dat God so 'n oortuiging op my sal plaas, dat ek die volgende keer sal kom. Bid dat God my lewe sal spaar, geen ongeluk of niks vanaand nie, dat ek in staat sal wees om weer hier uit te kom môre aan. Steek jou hand op. 'n persoon wat ongeregtigheid in hulle hart het, wat hulle nie opgekom het nie, steek jou hand op.
Wees eerlik daaroor, steek jou hand op, sê, bid vir my, broer Branham. Hoeveel is siek en beproef, steek jou hand op, sê, ek kom, ek wil voor gebid word, ek wil reg wees. Goed, bely al jou verkeerde dinge nou. Jy het van nou af tot môre aand omtrent hierdie tyd God gaan meer genesings hier binne doen, glo ek, as wat hy ooit in hierdie land gedoen het. Ek glo dit. Amen. Die Here seën julle. Goed, laat ons nou staan wanneer ons sing. I need every hour, all strength. Dierbare God, in die naam van Jesus bid ek vir hierdie sakdoeke, dat U vir hulle sal gee, o Here, die genade, krag, en aan wie ook al hierdie behoort, sal genees, Vader. I pray in Jesus' name. Bid in Jesus naam. Amen. Goed, broer Salomon, kom hier. Wil jy nou jou gehoor vandag? Oh, I need Thee. Lord bless you. Here seën jou nou.